Hierdie week se klets, affairs met AI agents. Lekker, nuwe stickers vir jou kar, sodat jy die res van die wêreld kan verantwoordelik hou vir jou gedrag. Mike Bolhuis is in die sop. En 10 tips oor hoe om 'n beter werker te wees. Dis klets. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer. Ja, dag toe hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net, ek is amper nie. Die laaste Woensdag van Mei 2026. Ek hoop my was goed vir jou, Matthys, en vir almal wat luister. Ja, my was nie te bad nie. Ja, dit was net vinnig, maar dis seker maar deel van oud word, but ja, my was kind. My ouma het altyd gesê, hoe ouer jy word, hoe vinniger beweeg tyd. Iemand het dit net gister vir my gesê. En ek dink dit is reg. Ek het wel nie sterre gelees, Matthys, dat jou tyd is 'n Skorpio van vroeg en woede en almal se probleme oplos word nou wat was die woord? Ge-exile. O, raar. Ja. Hoe lank was ek in daai stadium? Volgens my hele lewe. Volgens daai sterre wat ek gelees het, wat ek natuurlik alles glo wat daai sterre sê, is van 1787 af. Jy sal dit deur 'n paar lewens se vroeg en So dis basies my hele lewe. Dis eintlik wat jy vir my sê. Maar nou gaan dit vir jou omdraai, Matthys. Rare. Ja. Ek is kinderlik opgewonde. Ek kan nie wag nie. May the 4th be with you. Okay, so 'n paar interessante stats van 27 Mei. In 1703 het Peter the Great in St. Petersburg op 'n moeras langs die Neva rivier, een van die mooiste stede apparently ter wêreld gebou, genaamd St. Petersburg. St. Petersburg. Ja. Pieter die Grote. Pieter die Grote, die tsaar van Rusland. In 1937 is die Golden Gate Bridge oopgemaak. En op Pedestrian Day het daar 200,000 mense te voet oor die 4,200 voet lange brug wat San Francisco en Marin County verbind geloop. Amazing. Jy was nog nie in San Francisco nie, nee. Nee, dis een van die plekke wat ek actually baie graag wil gaan sien. Dan op 1948, die dag na die Nasionale Party die verkiesing op 26 Mei gewen het, in 1948, word Suid-Afrika wakker in 'n ander land. Dit was toe die NP meer stemme gekry het as die IP op daai stadium. En of hulle eintlik meer stemme, hulle het minder stemme gekry, maar het meer setels gekry. En dit was toe die begin van apartheid. Begin van 46 jaar se apartheid was op 27 Mei 1948. So dit was die NP en die IP, nou wanneer het die KP gekom? Ek dink hulle het 'n bietjie later gekom. Dit was nou een van daai van in die NP het ons nie saamgestem nie, toe word ons die NP en die KP. Ja, toe stig ons 'n nuwe politieke party wat ons nuwe kerk gaan stig. Ja, dis een ding waarby Afrikaners baie goed is. Politieke partye, kerke en drankwinkels. Hulle het hulle prioriteite reg. Dan in 1963 word Madiba van die Pretoria plaaslike tronk geskuif na Robben Eiland toe. En daar sal hy dan nou bly vir 27 jaar totdat hy vrygelaat is in Februarie 1990. So interessant tog al daai, die begin van apartheid en die dag wat hy toe nou geskuif het. Nou, so half synchronous. Dan 2012 het die SpaceX Dragon word die eerste privaat gefinansierde ruimtetuig wat by die internasionale ruimtestasie gedok het. En dit is natuurlik Elon Musk se maatskappy. Dis wat gebeur het. Ja, net nie laasweek was, wat is die storie, het ook weer 'n rocket gelaunch laasweek. Ja. En die rocket gaan blykbaar land ergens in die Indiese Oseaan, hier naby ons somewhere. Anyway, ja, ek het dit net gehoor, dan quote me, maar ja, hy land, wanneer hy weer terugkom aarde toe, val hy nou ergens in die Indiese Oseaan. Maar anyway, ja, Elon is besig met so baie dinge. So, ja. Mens kan nie voorbly nie. Ek dink ook nie hy bly voor nie. Hy is dalk die enigste persoon ter wêreld wat op hierdie stadium voorbly. Maybe is, ja, okay, anyways, kom ons praat later oor ADHD. Jy het vir ons stats daaroor. Ook net 'n declaration, AI se stats was verlede week verkeerd geweest. So Cher het verlede Woensdag, het sy actually 80 geword en nie 79 nie. So sy's actually 80. Ja, sien julle AI maak foute.
Eia maak Julle moet maar vir redelike Eia groot check. Eia is foute. nog nie so slim dat ons almal moet vrees vir daai apokalips nie. Wel, daar is, okay, maar ons kan later weer Eia praat. Dan in Suid-Afrika vandag, waar ons nou staan, en dit is vandag die 24ste, although in jou wêreld hoor jy hierdie op die 26ste, het Suid-Afrika se landscape designer Leon Kliege, het hy weer 'n goue medalje gewen by die Chelsea Show vir 2026. Wel dan, Leon. Leon en die hele span. Ek dink Leon daar's en die 'n Suid-Afrikaanse moeë span daar betrokke. Ja, dis actually so nice om daarna te kyk. As jy hulle nou volg, soos Tanya Visser, ek volg haar en ek volg vir Leon op sosiale media. En dit was so nice om eintlik die hele, dankie Sofia, die hele storie te ervaar van hoe hulle dit bou, beplan het en daai dag wat hulle daar aankom en hulle sien hulle het goud gekry. En ook hierdie jaar het hy weer Best in Show gekry. Oh wow. Suid-Afrika. Ja, wat ek love van Londen, ek sien nou op die sosiale media, een van die baie ding wat ek love van Londen, is sodra daar iets groot gebeur in Engeland, soos met die koningin se jubilee of so, dan al die winkelvensters, decorate, re-merchandise, al hulle winkelvensters om daai groot event te reflect. En die mooiste foto's, Matthys, wat uitgekom het van hierdie winkelvensters, wat ook heeltemal gedecorate is met blomme. So they always get on top of it. En ek het gister nogal, onderhoud ook geluister met Tanya Visser, wat sy verduidelik, jy weet, dit is nie net van al die werk wat ingaan en dan is die tuin nou reg en dan sit hulle nou terug en antwoord net vrae nie. Dit is, hulle werk basically around the clock, wanneer daai flower show aan is, wat hulle elke dag moet blomme kom vervang, wat afgegaan het, byvoorbeeld, dat elke dag moet daai uitstalling vars en nuut lyk. Ja, ek dink nie ons besef regtig wat se moerse proses dit is nie. En 'n ander ding wat ek dink dit was Leon of was dit Tanya wat dit gesê het van, as gevolg van die groot vloede en reën wat daar was in die Kaap, net voor die Chelsea Show, was daar net 'n sekere golden period tyd gewees waar hulle actually kon gepluk het. En hulle was baie bang geweest dat daar nie moontlik van die blomme wat hulle daar wou gehad het, beskikbaar sou gewees het nie. Ja. Ag, en ek hoop hulle doen so voort en ek hoop hulle kry elke jaar die nodige befondsing met hulle, want ek weet dis elke jaar vir hulle 'n issue. Ek love dat sulke shows nog gebeur, Matthys. Dit is net 'n teken van civilization vir my, dat ons nog die mooi in die lewe kan raak sien en dat dit vir ons nog as 'n civilization belangrik is om mooi goed te skep. En ek weet dit is so 'n lang tradisie al in Londen, maar ook vir die hele wêreld. Die hele wêreld. So Leon en sy span het 2024 gewen met genaamd die exhibition was Cape Flora of South Africa. Cape Flora, nie Cape nie. Cape. Nie Cape nie. Nie Cape nie, Cape. Maar Cape. Cape Flora of South Africa. En in 2025 Living Oceans en toe in 2026 Life After Fire. Dit was die tema gewees. Maar Suid-Afrika het al 39 goue medaljes oor die algemeen gekry by die Chelsea Flower Show. Ja, dis amazing. Dit wil op ons regtig kan trots wees. Dit is wel waar. Iets waarop ons nie kan trots wees nie, is ons misdaadstatistiek wat onlangs bekend Ek het gesien dis weer uit. Dit was nou Q4 sinne gewees van Januarie tot en met Maart 2026. Is dit nie Q1 nie? Volgens government se Q's werk hulle anders. Want is hulle 'n bietjie agter. Hulle is 'n bietjie, soos gewoonlik, ja. Bietjie agter. Hulle is so agter hulle dink hulle is voor. So die moorde het gedaal, die syfer, met 9.5%. Dit beteken dat daar 546 minder mense doodgemaak is in die eerste kwart, die vierde kwartaal as wat daar in die vorige kwartale en jaar tot jaar is. So ons maak minder mense dood in Suid-Afrika, Colleen. Dis 'n stap in die regte rigting, I guess. Ek weet daarom nie, daar's 'n paar dommes wat ek dink ons moet uithaal eerste, as indien moontlik. Van die ander goeders, haasrabbies is af, met 20.4%, besigheid is ook, robberies is ook af, met 18.3%, dan verder, eiendomsverwante misdade, soos inbrake, diefstal, uitvoertuie, daai tipe van goed is af met 8.5%. En die enigste ene wat vir my nog steeds skrikwekkend is dat daar meer as 11,000 verkrachtingsgevalle steeds in 'n enkele kwartaal aangemeld is.
Ek vind dis een van die goeders wat Ja, ek gelees ten spyte van al daai stats en die persentasie wat afgekom het, word daar nog steeds 58 mense elke dag vermoor in Suid-Afrika en oor 100 vrouens word wel verkrachtings word aangemeld. Ek maak nou aanname hier dat dit vroue is. Maar wat vir my interessant is van daai statistiek is, alhoewel dit 'n klein bietjie af is, wonder ek wat is die persentasie groei in die private sekuriteitssektor? Want ek dink nie die misdaadsyfer wat af is, het enigiets te doen met 'n verbetering in ons polisiemag. Nee, wel ons sien wat in die Magandla Commission aangaan, so verseker nie. Of enigstens 'n verbetering in ons gedrag as mense in hierdie land. Ek dink nie daar is baie meer privaat sekuriteit. Dit word byvoorbeeld weerspieël in jou stats het jy daar genoem het rondom huisbrake en besigheidsrobberies. Dit is alles as gevolg van, ek meen, waar sien jy buurte mee waar daar nie privaat sekuriteit is nie? Waar sien jy komplekse of huise wat nie 'n bordjie op het om te sê ek het 'n privaat sekuriteitsmaatskappy? Ja. In meeste buurte, dit is nou 'n groot tendens, veral in Gauteng sien ek, waar gewone buurte begin toegemaak word en amper as 'n estate gebestuur word. En dit gaan eintlik maar net oor sekuriteit en dat hulle probeer om daai spesifieke area veilig te hou, te kyk na die infrastruktuur in daai area. En seker goed maak my regtig te moer, want dit beteken ons betaal as 'n belastingbetaler in Suid-Afrika, betaal ons belasting, ons betaal ons erfbelasting, al daai tipe van goederes aan munisipaliteite waar ons betaal vir dienste wat ons nie kry nie. En nou moet ons nog dubbeldienste ook betaal, omdat ons net wil veilig bly en ons wil moontlik ligte in die straat hê. Ja, maar so met meeste van die dienste wat ons kry, ons betaal maar dubbel daarvoor. En ja, ek het nou in die week gaan koop ek 'n koffie gou by my gewone ou koffieshop wat ek nou maar stop op pad werk toe. Daar by die Pine Slope Shopping Centre on Fourways. Vir enige iemand nou daar was, jy weet, daar's 3 ingange in die sentrum in. Nou as jy vroeg daar is, by tyd wat ek nou vroeg byvoorbeeld gaan, my oefenplek is ook daar, dan is daar nou net een hek oop. So dan moet jy nou omry. Wat 'n mens kan verstaan, dis nog vroeg is donker, so hulle maak net die een hek oop. Maar die spesifieke oggend is ek nou daar rondom so 9:30 vir my koffie. En die hele plek is toe, daar's nou nie net eers met een hek oop op daai stadium, daar's 'n halwe hek oop. So nou is dit 'n totale fok op met karre wat nou wil in en uit daar, en ek vra toe vir die sekuriteits aan, wat gaan nou aan? Toe sê nie dat 'n magdom mense, 'n groep mense by die winkelsentrum aangekom en net ingeloop en gevat wat hulle wil. Wat? Toe hulle eventually die groep daar uitgekry en nou al die hekke toegemaak. So dit is absoluut net 'n lawless, ons moet nie laat hierdie syfers ons flous nie. Dis nog steeds 'n lawless omgewing daar buite. And you're on your own. As jy nie privaat sekuriteit het nie, die polisie kom nie vir jou nie. Nee, die polisie gaan daar waar die geld is. Dis waartoe hulle gaan. Maar kyk, ons kan ook nie so KFC, ek sien jy het vanoggend die opgedag met die hele sak KFC, moes jy iemand braai, wat? Wel, so van braaivs gepraat, Colleen, ons gaan binnekort ons boetes moet betaal, het jy gesê, nee? Want R2 tree in werking 1 Junie. 1 Julie. Ja, so die berig wat ek gelees is nogal eintlik interessant. Ek weet nie van Janie Matthys, maar ek kry deesdae verskriklik baie SMS'e wat baie legit lyk. Dit kom van R2 af en dan sê hulle nee, ek het hierdie uitstaande bedrag en ek gaan nou nie, hulle gaan nou my lisensie kanselleer en ek moet nou link klik om te betaal en wara. Maar wat aardig is omtrent is die bedrag wat hulle sê ek skuld is baie naby aan die bedrag wat ek actually skuld. Regtig. So R2 het nou hierdie berig uitgebring. Ek weet nou nie of ek weet nie wat die organisasie is wat R2 ran nie. Om te sê moenie val vir hierdie scam SMS'e nie. Hierdie is nog slenters. Nie. Ja, hierdie slenters. Hierdie is nog nie in werking nie, maar dit tree die 1 Julie in werking en dan wat hulle gaan doen is hulle gaan begin met die demerit system. Nou Matthys, die gegrond op die hoeveelheid wat ek op hierdie stadium skuld op fines, dink ek nie ek het genoeg demeritpunte available nie. So ja, ek sal dit net maar gaan uitsorteer, I guess. Ja, ek vermoed ek gaan ook maar daai moet uitsorteer want verlede jaar actually ons gaan nou volgende naweek weet na die vriendin van ons 60ste verjaarsdag daar Nadine King in die bos. Dis 'n groot ding vir haar. En verlede jaar toe ek toe gery het, toe ry ek deur 'n roadblock waar hulle my toe nou aftrek en toe nou vir my sê ek moet nou my R2 my boetes betaal. En jy hoef nie op daai stadium jou boetes te betaal nie. Volgens wet hoef jy dit nie betaal nie. So ek het
net verder aangery en dit nog nie betaal nie. Maar ek sal dit dan maar nou betaal. Hoeveel punte kry mens, weet jy? Ek het geen idee nie. Ek sal 'n bietjie gaan lees vir volgende week, want ek dink is ons almal moet maar meer van bewus wees en wat is ons regte rondom dit en hoe gaan hierdie punte dan afgetrek word, want anders gaan ek en jy moet begin klets in die tronk rekord. Wel, as mens ook kyk na die aard toe en die hoeveelheid boetes wat ek en jy het, maar ook as jy kyk na die petrolpryse in Suid-Afrika. Ek kyk nie eens meer nie. Wat styg nou 1 Junie. Hoor ek ook dat daar's 'n klomp maatskappye wat alreeds vir employees begin sê het jy hoef nie meer elke dag in te kom na die kantoor toe nie as gevolg van die petrolpryse. Ek meen as jy dink jy bly byvoorbeeld in Pretoria en jy moet elke dag Johannesburg toe ry. Met die tans petrolpryse, dit gaan 'n moerse gat in jou besteedbare inkomste laat as jy elke dag moet ry. Ek dink dit is 'n sinvolle praktyk. Ek is net 'n klein bietjie bekommerd want ons ken ons mede Suid-Afrikaners en ons weet weet ons nou geleer in COVID. As jy vir baie van hulle sê hoor jy hoef nou nie meer met jou kar werk toe te ry nie, dan ry hulle die hele dag rond met hulle kar na ander plekke toe. Maar nie noodwendig werk toe nie. Interessante tendens, ek praat nou eendag met jy weet ek daai PhD student van my besit ook 'n vulstasie. En ek vra toe net vir my weet wat sien hy wat se tendense sien hy nou met die petrolprys wat opgaan. En hy sê die grootste ding wat hy nou sien is dat mense op sy state wat hy nou kry is dat mense 'n ronde bedrag ingooi. So dis 'n R500, 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 ja. 'n ander tendens en ek het nogal gesels met die petroljoggies by my local en hulle sê dieselfde ding is mense tip nie meer die petroljoggies nie. So die tips het definitief afgegaan en mense moet sê nie meer maak vol of even first click nie. Dis net 500 or 1000. My oupa het altyd gesê jare terug, hy is nou al jare terug. Het hy gesê hy gooi net R50 in. Partykeer moet hy net 'n bietjie meer R50, meer gereeld R50 ingooi. So ek dink ons almal gaan nou na daai tipe van dit is hoeveel jy kan bekostig, so jy gooi dit in en as dit klaar is dit klaar. So petrolpryse gaan op. In Mei alleen het dit gestyg met R3.27 per liter. Die huidige petrolprys nou in Mei is R26.52 vir 95. Vir Junie praat hulle van 95 met 19 sent per liter styg. Diesel gaan 'n bietjie verlaag, so hy daal met R2.44 en dan die fuel levy verligting word van Junie af gehalveer. So ons gaan in plaas van die R3 gaan ons R1.50 per liter betaal en dan einde Junie word daai heeltemal afgeskaaf, dan betaal ons 'n volle R3. So daai is eintlik die ene wat ons harder spyker op die stadium as die increase. Dankie Squirrel. And again, in the greater scheme of things, Squirrel en jou regering, as julle al jare terug begin werk het aan ons publieke vervoer, dan het hierdie ons ook nie nou swart geslaan nie. Ja, maar publieke vervoer in Suid-Afrika is absoluut non-existent. Ek lees actually dat die Gautrain is mos nou oorhandig aan die goewerment, soos wat jy hulle noem, aan Panjasa Lesofie. Maar die Gautrain wil nou ook 'n e-hailing stelsel launch. So jy kan nou ook, dis basies Gautrain wil sy eie Bolt en Uber begin, waar jy dan nou op jou Gautrain kan jy jou kaartjie boek om met die trein te ry en dan kan jy op die app ook 'n Uber in aanhalingstekens boek om na jou eindpunte te gaan. Hulle het geen oorspronklike gedagtes nie, nee. Die ding wat my bietjie gepla het, is dat hulle sê hulle gaan van bestaande infrastruktuur gebruik, soos taxis en bestaande dienste. So dit beteken dat jy gaan nou daar op die Gautrain 'n ticket boek en dan klim jy daar in 'n lekker Toyota taxi en 'n Quantum in om by jou volgende plek te kom. Ja, hulle het obviously hier is 'n groter plan aan die gang ook om weer hulle vuil vingertjies in die til te kry. En hoekom ek dit sê is ek sien ook in die week en ek weer eens ek ken nie die detail nie want ek lees dit nie seker goed is maar so vervelig, maar ek het net gesien dat Cyril het nuwe wetgewing geteken op die regulering weer van Ubers en Bolts. Ja. So obviously daai twee goedjies praat met mekaar. As hulle nou vir my sê nee, maar hulle wil
die goudtrein ook in e-hailing services uitbrei. En dis my hele ding, jy het geen oorspronklike gedagtes nie. Ons het nie regtig e-hailing services meer in die land nodig nie. Ons het bulktransport nodig. So as jy dan eerder wil busse uitbou, kan ek dit verstaan, of die goudtreinlyne, even die existing infrastruktuur wat ons het vir spoorweë, wat baie van dit word nie meer gebruik nie. Glad nie. Bou dit weer op en sit treine weer op, dat jy die massas van die werkerspopulasie weer kan vervoer in 'n veilige, bekostigbare manier. En hulle nie uitgebuit word deur die taksies nie. So ja, daar's waar hulle en Wolfdrok is daar altyd 'n stinkvis ergens wat jy nie kan kry nie. In die berig wat ek vinnig gelees het, is daar ook 'n uitbreiding van stasies. Byvoorbeeld, ek dink in die Fourways area gaan daar wees dan sover as Soweto wat hulle nou die goudtrein wil extend. Na 'n stasie point of view. Maar die probleem is die goudtrein is nog steeds eintlik onbekostigbaar vir die grootste gedeelte van Suid-Afrikaners. Ek weet dit is nie 'n goedkoop ding om op die goudtrein te ry nie. Dit is nog steeds goedkoper op die stadium as petrol as jy jou eie kar moet ry van Johannesburg tot Lughawe toe gaan. En wys. Ja, daai Lughawe toe met die goudtrein het jy 'n tweede band op jou huis wat jy moet uitneem. Daai is belaglik. Daai is belaglik. Maar maybe ook net as ons almal beter bestuur oor die algemeen, dan gaan jy beter gebruik van jou voertuig se petrol bestuur of petrol, wat noem jy dit? Die wat kilometer per liter daai ja, jy verbruik. Jou petrolverbruik. Maar jy sê daar's stats nou oor bestuurders. Wat is dit? Voertuigbestuurders. Ja, nee, ek het mos maar 'n kleintjie dood en 'n paar dinge wat mense doen op die pad. En ons 'n paar en jy kan nogal kinderlik ongelukkig raak. Gisteraand byvoorbeeld was weer jy het met my gepraat toe ek huis toe gery het. Ek het eintlik geluister hoe jy praat met die ou wat voor jou bestuur. Dis eintlik wat gebeur het. Ja, dis eintlik Sorry Matthys, ek sal jou ophou om jou uit die kar uit te bel. Dis okay. Jy is just a witness to my road rage. To your life. Maar jy weet ons 'n paar dead giveaways wat jy kan sê, ek weet jy gaan kak aan die oog. Of vir die ou is 'n persoon wat nie 'n great intelligensie het nie. Jy weet my een oor die idiot lane. I've dubbed the third lane on the N1 the idiot lane. So as jy meeste van jou tyd in daai baan spandeer, jy kry daai mense, hulle klim op die highway, hulle gaan onmiddellik oor na daai derde baan toe en daar sit hulle daar op 80 km/h. Ja, hulle sit daar. Hulle verstaan nie die konsep van keep left, pass right nie. So as jy baie van jou tyd daar spandeer, het ek 'n paar vrae vir jou en dan moet jy dalk in die spieël gaan kyk en jouself 'n paar vrae vra. En dan die ander ding vir my is mense met stickers agter in hulle vensters, spesifiek learner stickers, want 'n learner sticker dan is daar net een bestuurder in die kar. Nou Matthys, as ek my K53 mooi kan onthou. Ja. If you are a learner driver en jy het 'n learner sticker in jou kar, mag jy nie alleen, jy mag nie solo ry nog nie. Jy moet iemand met 'n bestuurderslisensie langs jou hê. Dis hoe ek dit ook het. So in Suid-Afrika het dit maar net 'n normal practice geword. As jy voel jy kan nie lekker bestuur nie of jy's nie heeltemal confident nie, dan plak jy 'n learner sticker in jou kar sodat almal kan weet jy's 'n loser en jy kan nie bestuur nie en jy gaan enige oomblik kak aan jaag, nê? Dan die ander sticker wat my ook baie maal afpis en hier vir algemeen ek nou verskriklik, maar ek wil amper sê dit is die meerderheid van mense, is 'n baby on board sticker. Okay, ja. Dit is ook dan 'n dead giveaway dat jy gaan soos 'n doos bestuur. Maar hoekom? Net omdat jy 'n kind het, bestuur jy soos 'n idioot. Ek verstaan nie dit nie. Verstaan ek is daai ding van my kind het sopas meeste van my breinselle gesteel omdat ek swanger was. Kyk, dit kan gebeur dat ek verstaan dat jy miskien dan bietjie meer afgelei kan word of so en as jy nou 'n klein babatjie het wat die hele tyd skree, ek kan imagine dit hemper 'n bietjie mense bestuursvermoë. Maar baie, Matthys, weet jy by hoeveel keer het ek al by karre verbygery met 'n baby on board sticker? Dan staan daar 2 toddlers agter op die seat. Of even beter, een staan voor op die seat. So jy kan nie selfverantwoordelikheid vat vir jou kind se veiligheid deur hulle in 'n stoeltjie te sit of ten minste 'n seatbelt aan te sit nie, maar jy sit 'n sticker aan om almal anders verantwoordelik te maak. So eintlik, ek is 'n idioot, so ry jy beter. Okay, toe sien ek toe nou vanoggend op pad hierna. Ekskuus, kan ek net sê, kan ek bylas? Dis nie 'n sticker nie, maar onthou daai stickertjies dan is dit die ma en die pa en die kind die stick family. En daai is my fucking belaglik. Ja, nee, is ridiculous. Dis net stupid. Hoekom wil jy vir mense vertel hoe groot is jou familie? Die ander groot ding is, kan ek vir jou sê, die ander ding wat ek meeste keer, ander ding wat ek meeste keer onthou, mense wat daai stickers opsit,
is Toyota Fortuner Die bestuurders. stick families, hulle love, Fortuner familie, love a stick Mal vir dit. family. Die ander ding is, voor ek op die nuwe sticker kom, wat nou my nuwe Achilleshiel is. Die ander ding van 'n baby on board sticker, as jy gaan praat met enige sekuriteitsspesialis, hulle vir jou sê, dit is the worst sticker you can put on your car. Yep. Wanneer dit kom by goed soos kapings, want jy sê vir almal jy's eintlik vulnerable. Okay, so hier kom die nuwe sticker wat ek vanoggend sien, Matthys, in all seriousness, nee, nie 'n bumper sticker wat 'n joke probeer maak of enigiets nie. Warning, ADHD driver. Okay, waar koop 'n mens dit? Ek weet nie of jy dit by jou sielkundige kry of by jou psigiater nie. Hulle deel dit dalk uit saam met jou ADHD medisyne. Maar dit dog ek nou, I mean, wow, baie van ons is maar op 'n pilletjie vir ons aandag afleibaar, right? Ek en Kluis. Maar ek dink ek is 'n redelike goeie bestuurder, maybe is ek het gister die verkeerde afrit gevat, so, en ek dink nie ek het gister my pil gedrink nie. Ek weet nie of jy sê jy's 'n goeie bestuurder en ek ook, as ek my pilletjie gedrink het. As ek my pilletjie nie gedrink het nie, dan dan kom ek by punt B uit en ek weet actually nie hoe ek daar uitgekom het. Hoe het jy daar uitgekom? Ja. So, toe gaan kyk ek gou 'n bietjie en kom toe af op 'n meta-analise wat na 16 studies gekyk het. Ja. En wat hulle toe wel bevind het, is dat mense met ADHD, dit kan hulle bestuursvermoë beïnvloed, ten opsigte van die normale goed wat mens kan dink, onoplettendheid, impulsiwiteit, swakker gewaarneming, wisselvallige spoedsbeheer of slingering tussen bane. Dis nou nie tussen 3 en 4 nie, of 2 en 3 nie. Nee. Die mense wat op 3 bly is nogal konsekwent. Ja, hulle het nie ADHD nie, hulle is solid. En 'n vatbaarheid vir aandagafleibaarheid. Maar dan verdere studies wat gedoen is, om het gekyk na mense wat op ADHD medikasie is. Want hulle sê medikasie kan dit heeltemal elimineer. Ja. Al hierdie risiko's elimineer. So 'n studie wat 2.3 miljoen mense met ADHD na gekyk het, om te kyk wat is die verskil tussen mense wat op medisyne is vir ADHD en nie op medisyne is vir ADHD nie. En dit wys 'n merkwaardige verbetering in bestuurvermoë, spesifiek dan ek weet nie hoekom hulle dit tussen genders afgebreek nie, maar onder mans 38% die risiko word 38% laer vir mans en 42% laer vir vroue. As jy die medikasie gebruik. Okay. Ja, so klim net op 'n pilletjie en haal die donderse sticker van jou kar af. Ek is nou moeg daarvoor dat jy almal vir my op die pad sê wat is hulle issues en dan moet ek my gedrag aanpas volgens jou fucking issues. Deel met jou issues. Haal die sticker van jou kar af, ja. Ek kan nie glo dit is nou nie. Ek meen, wat is die volgende ding wat gaan opstaan? Ja, perimenopause. That's the next one. Perimenopause. Daai is actually valid because there's almost anger. Very little you can do about that. So jy kan ook 'n pilletjie drink. Ja, pilletjies werk vir almal. Daai is nog 'n area wat baie ondergenavors is en of volgende gaan dit wees jy is 'n jy's sekere seksualiteit of jy's 'n sekere kleur of jy's 'n I mean what can be the next? Ja, ek gaan seker kry wat sê gay on board. Elke keer as ek saam met 'n gay persoon ry, dan plak ek my sticker op gay on board. Want dan kan jy toegelaat word om Celine Dion kliphard te speel in jou kar. Anders mag jy nie. Anders mag jy nie. Ja, ander ding is die rentekoersbesluit môre 28 Mei. Gaan ons hoor van die monetêre beleidskomitee vergadering van waar die repo rate is. Dan staan dit op 6.75%. Dit is sedert Januarie 2026 en die prime lending rate is op 10.25%. So daar was aanvanklik projeksies gewees dat ons nog deur 2 rentekoersverlagings gaan wat aanvanklik 25 en 25 basispunte wat 0.5% is. Maar op die stadium lyk dit asof ons moontlik teen 'n verhoging gaan kyk. Hulle vermoed ook dat 50% van die beleidskomitee gaan stem vir 'n verhoging en 50 gaan stem teen 'n verhoging. So ons weet nie wat gaan ons reservebank se dan moet hulle dit maar dieselfde hou. Ons sal 50% vir en 50%, kom ons behou dit maar net dieselfde. Ja, maar dan het die governor het dan die veto besluit, waar hy kan besluit waar gooi hy sy vote vir plus of sonder. En ons weet dat hy is nogal 'n konsekwente persoon. Wie is die governor van die reservebank? Kagies. Wag man.
ek sal dit nou soek. En alles het te doen natuurlik as gevolg van die brandstofpryse, die CPI verhoging en regtig julle twee. Kom hier so, moenie beklei nie. Beklei hulle. Dis vir algemene speel net. Goeie spele. So kom ons kyk. Teen môre word ons dalk ook wakker. O nee, nie môre nie. Die dag daarna, teen Vrydag word ons dalk wakker en alles is dan 'n klein bietjie duurder in Suid-Afrika. Ag, is maar elke oggend, maar so is maar tyd, ons is al gewoond daaraan. Elke oggend as jy wakker word, is dinge 'n bietjie duurder. Ja, ek het nog 'n interessante ding gelees, maar ek het nog nie alles klaar mooi gelees nie. Dit het gegaan oor 'n price index. Ek dink dit is 'n price index ekonom wat gekyk het na soos voedselpryse en die verhogings daarvan. Oor die ripple effek van wat gebeur het in Februarie, die oorlog, en hoe ons dit nog nie eintlik regtig as 'n verbruiker begin voel het nie. Ons gaan dit nou eers begin voel. En een van die ander goeders wat hulle gesê het, is dat daar's 'n groot moontlikheid dat ons as gevolg van dit met 'n aspek van voedselonsekerheid kan sit, want baie van die boere gaan kyk na, dit is wat die dieselpryse is op die stadium, dis goedkoper vir my om net dit wat op die lande is, net daar te los, as om dit te oes. Want ek moet dit oes, dis diesel, ek moet dit vervoer, dis diesel, en ek het nog 'n moerselening wat ek by die bank dalk ook moet afbetaal. So, en dan die aspek van die fertilizers ook, want dis nie die petrol dilemma nie, maar die fertilizers ook. En dan ook nog super El Nino wat vir ons voorlê. So baie droogtes wat in die volgende somer vir ons voorlê. So ja, dit kan moontlik interessant raak, maar ja, dis die petrolprys wat styg. Wat is die punt? Ons moet ons eie groentetuine begin aanlê. En jy moet ophou om soos 'n doos te bestuur. Ja. Dis eintlik die slotsom. Dis wat ek terugvat of huis toe vat van hierdie. Mike Bolhuis, terwyl ons praat van dose, meeste mense dink hy's 'n doos, hy's 'n baie bekende privaat speurder in Suid-Afrika. Hy's natuurlik ook mos op die keus van Mel en Piet en ou Melly. Sy's nou vrygelaat. En die eerste ding wat sy gedoen het, is sy het 'n Starbucks gaan koop en sy sê toe sy besef dat sy kan enige kos kies, want daar's soveel keuses nou, toe giggel sy 'n bietjie by haarself, en na die tyd is sy toe nou om haar naaste gaan doen, en sy het nou 'n facial gaan doen, want sy wil net weer genurture voel, en gevoel asof sy ietsie kan doen, of ietsie voel. Maar dit klink vir my, ou Piet gaan dalk nog 'n rukkie sit, en Mel moet voor einde Junie, moet sy uit Amerika uit wees. Sy het natuurlik nuwe jewelry ook, sy het 'n ankle band, om haar te monitor. So, ek kan dink het like beautiful vir Mel. As ons haar dalk 2 weke tyd gee, dan bedazzle sy dit met daar nie 2 konse gee nie. Met al daai diamante wat hulle. She's going to make it fashionable, the ankle bracelets. Jy gaan sien, 2 weke van nou af van loop almal in silver likes met 'n ankle bracelet rond, want dit is nou die inding. So Peter het ook nou aansoek gedoen dat hy vrywilliglik uit Amerika uit sal weggaan of vertoef. Voetsak, basies. So hy het nog net nie 'n hofdatum nie. Maar Mel sê sy hoop dit gebeur voor einde Junie dat hulle twee saam kan terugkeer na Suid-Afrika. Sy mis hom verskriklik. Ou Peekie. So terug by Mike Bolhuis. So hy beboet apparently sy werknemers as daar oortredings is. En van die werknemers het al tussen 100 en 10.000 rand op 'n slag word hulle beboet. Van die goedjies is byvoorbeeld as hulle nie vinnig genoeg reageer op navrae nie, as hulle nie 'n kliënt bel nie of terugvoer gee aan 'n kliënt nie. Selfs as daar spel- en tikfoute in WhatsApp boodskappe en in e-pos is. Ek love Mike Bolhuis al hoe meer. So 'n klomp mense het natuurlik nou anoniem gekla en dit is onlangs in die rapport was 'n artikel gewees wat sê dat die werknemers die boetes word sommer net afgetrek van hulle salarisse af. Mooi. Hulle vermoed ook of beweer dat Mike nie SARS se UIF en PAYE oorbetaal nie. Hulle kry geen salarisstrokies nie. Hulle mag nie op verlof of op vakansie gaan nie. Dan die stemnotas wat Mike dan nou los is op groepe
wat hy nou sê, jy en jy word gefine, en dit is hoeveel jy gefine word, want dit en dit het jy nie gedoen nie, daar's 'n voorbeeld van 'n stemnota wat ek nou vir jou sal sê, en dan natuurlik sê dat daar's papiere wat moet teken, soos dokumente wat geteken moet word, sê jy mag nie uitpraat nie. Ek dink dit is heeltemal normaal in die tipe van situasie van wat daai lyn van werk wat hulle doen. om 'n non-disclosure te teken. Ek dink die mense is bietjie fyngevoelig daaroor. So een van die boodskappe wat glo op 'n groep geplaas is, wat hy sê, en ek kan net vir Mike sien, daai uit mos 'n vingertjie en daai tabletop van hom. Die oomblik as 'n saak op die fucking groep gesit word, stuur julle onmiddellik alles van julle deur. Al moet julle dit met 'n fucking posduif stuur. So, ek moet vir jou sê, ek like nogal vir Mike om te sê dat as mense nie spel nie, moet hulle begin boetes betaal, want as dit nie gaan gebeur nie, gaan ons nie beter word as 'n mensdom in die werksplek nie. Ons moet begin beter word, Matthys. Ek en jy praat baie oor hierdie caring ding, en dat mense nie meer 'n sense of caring het oor enigiets wat hulle doen nie. En ek dink ons het 'n Mike Bolhuis in elke werkplek nodig. Kan ons van HR ontslaa raak en eerder 'n Mike Bolhuis appoint om daai funksie, dat mense net 'n bietjie meer, net hulle doen net jou werk en doen dit reg. En bietjie selfrespek. Ja, soos ouers gesê het, as jy iets gaan doen, doen dit ordentlik of fucking los dit. En ek voel ek baie sterk, jy weet, in 'n omgewing waar ons tans bly in Suid-Afrika en in die wêreld. Hemel, as jy 'n werkie het, kyk mooi na hom. En dit is nie, jy weet, ja. Ek kyk mooi na jou kliënte. Kyk, absoluut. Ek meen, as jy iets vir iemand stuur, maak seker dat daar nie spelfoute is. Dis professioneel en reg. Of tikfoute is nie. Ja. Dit gee vir my 'n redelike indikasie van jou eie selfrespek. As jy nie kyk na dit wat jy uitsit daar buite nie. Dit wys my alles wat jy van jouself dink. Gegrond op hoe jy e-pos bymekaar stel, gegrond op kyk of daar spelfoute is, kyk of jy clear gekommunikeer het en of jy geantwoord het wat gevra is. Ja, en nie net antwoord omdat jy moet antwoord nie. Ja, daai reply versus responding. Ja. Ek het nogal op 'n studie afgekom wat na 'n klomp goed gekyk het oor die jare, oor hulle noem dit die kollega konflik dilemma. En oor watter goeters veroorsaak hierdie konflik in die werkplek. Van dit is maar baie voor die hand liggend, onbeskofte of oneerbiedige gedrag, byvoorbeeld. Gebrek aan vertroue, swak kommunikasie, dis een van die mees algemeenstes wat in alle studies uitkom, is dit die swak kommunikasie, onduidelike boodskappe, toonprobleme. Kan ons net gou-gou daaroor praat? Praat met my. Kan ons net 'n nuwe reël begin in die werkplek, is dat jy nie emosie in 'n e-pos lees nie. Dit is woorde op 'n skerm, lees wat daar staan en kom tot die punt, maar hierdie hele praktyk wat ons begin het van as iemand vir jou e-pos stuur, moet hulle eers sê, I hope my email finds you well. Ja, actually, I just hope my email, I hope your email found me on vacation. That would have been better. Or possibly dead, depending on who you are. As spesifiek as jy geseesie is. Ja. En hoekom kan ons nie net met die deur in die huis val en sê, hi, ek het die volgende van jou af nodig nie. Hoekom word dit ewe skielik gesien en nou is jy ongeskik? Maar net terug na die emosie toe. Dit is jou emosie wat jy in daai e-pos sit. Dit is nie die emosie wat daai persoon noodwendig. Wat noem hulle dit in sielkunde? Reflection of nee? Projection. Ja, ek dink okay, so onduidelike boodskappe, toonprobleme, passiewe aggressie. Kry dit ook nogal in 'n terughouding van inligting, skinderpraatjies. Op e-pos. Op e-pos. Ja, ek het dit al gesien. Rarig. En versuim om probleme vroeg aan te spreek. Ek dink daai is ook 'n groot ding. In plaas van om net veral as jy 'n kliënt het wat ook vir jou iets stuur, maybe is dit ewen 'n klagte. Al het jy nie nou vir daai kliënte antwoord nie. Acknowledge net ek het jou e-pos ontvang en ek gaan vir jou kyk wat is die solution. Okay, ja, ek hoor wat jy sê, ek stem saam daarmee, en veral as dit kom by soos 'n by overall kommunikasie, veral in 'n besigheidskonteks. Maar ek dink ook daar's 'n probleem met WhatsApp kommunikasie lately. Want elke medium het iets anders. So 'n e-pos 'n ander dinamika of want 'n e-pos verstaan ons so klein bietjie dat jy gaan nie noodwendig dadelik 'n antwoord terugkry of 'n respons kry. Maar mense het hierdie
gevoel van 'n WhatsApp, omdat ek vir jou 'n WhatsApp stuur, het ek dadelik terugvoer nodig. Of hulle stuur e-pos, dan stuur hulle ook vir jou 'n WhatsApp om te sê, ek het nou net vir jou e-pos gestuur, en dan sê hulle alles wat in die e-pos was, wat hulle dan vir jou in WhatsApp ook stuur. Ek het 'n probleem met dit. Ja, nee, dit is maar ook 'n probleem. Dan ander goed wat aan die studies uitgekom het is uitsluiting. So uitsluiting, soos in wat se konteks? So mense voel hulle word geïgnoreer of uitgesluit of oor die hoof gesien of uit gesprekke uitgelaat of hulle word behandel met stiltebaan, die silent treatment. Partymal dink ek ook mense, ek blameer partymal nie mense wat ander mense uitsluit nie. As jy uitgesluit voel, moet jy jouself dalk vra, maar hoekom ignoreer mense my? Ja, want jy's 'n fucking doos, Jannie. Dis hoekom. Hulle wil nie met jou praat nie. En dan ook goeders soos, ek los nou baie goeders uit hier, soos afgeknouery en diskriminasie en so aan, maar dan ook rolle wat onduidelik gedefinieer word. Aanspreeklikheid is ongelyk. Ek dink in hierdie land het ons 'n groot probleem met aanspreeklikheid en spesifiek hierdie ding van wat noem hulle dit? Group responsibility of dis nou nie die regte woord nie, maar collective responsibility. Guys, we are collectively responsible for this now. Collective responsibility means only one thing, no one is responsible. So ja, ek dink dit en dan skryf hulle dit toe aan partymal sê die navorsing, partymal jy weet HR-navorsing is altyd maar nogal sag op hier. Partymal word hierdie goeters afgeskryf as persoonlikheidsprobleme, terwyl dit eintlik werksontwerp of bestuursprobleme is. Partymal is dit net mense is lui, dink ek, en hulle wil nie verantwoordelikheid vat nie. So die rede kom ek oor hierdie goed gaan lees het, Matthys, want ek het 'n wonderlike post op Instagram gekry oor the most underrated career advice in 2026. Okay. En is 10 kort punte en is baie simpel en ek het so baie van gehou. Ek het dit op 'n wat is die groter A3 gaan uitprint en in my kantoor opgesit. Baie maklik. Nommer 1. Be easy to work with. People remember friction. Okay. Number 2. Show up early. Late is loud. En disrespectful. Number 3. Don't wait to be asked. Move first. Number 4. Kan ons daar net meer kry? Ja, asseblief. En ek wil nie meer follow-up nie. Ek sê nou nog vir iemand, ek gaan die naam op my deur van Dr. Colleen Hein verander na Dr. Follow-up toe. Want ek voel of ek heeldag besig is om te follow-up. Number 4, push information up. No one likes surprises. Number 5, be consistent. Steady beats flashy. Daai is ongelooflik waar. Number 6, cut the noise. No gossip, no whining. Very important. Just get it done. Soos Mike Bolle sal sê. Moenie mou nou hoor nie. As jy wil mou, gaan kry jy 'n ander werkie. Waar jy dan nie hoef te mou nie. Nummer 7, own your mistakes fast. Excuses kill trust. Dink ek ook 'n baie groot ding. Yep. Nummer 8, solve problems, don't just point at them. Daai is 'n groot probleem. Ja. Dit was nog altyd vir my ding gewees, is as jy na die tafel kom met 'n probleem, wil ek ook van jou kant af at least een oplossing hê. Jy hoef nie al die oplossings vir my te gee nie, maar wys net dat jy gedink het daaroor en hoe ons hierdie kan beter doen. Absoluut, en dit hoef ook nie die oplossing te wees. Jy kan net sê hoor ek sukkel, hierdie is 'n moeilike probleem, ek sukkel om 'n oplossing te kry, maar ek het al in hierdie rigting begin dink. Exactly. Want dit sê vir my dat jy's invested, jy identifiseer dat daar 'n probleem is en dat jy wil actually dit beter of verander of beter maak. Dis eienaarskap, the fact that you care. Die ding is as jy konstant bekend word as 'n persoon wat net probleme uitwys, dan begin dit vir my simptomies raak van 'n blaming culture. Whiny and blaming. Whiny. En dan die laaste 2 brokkies hele, en ek dink hierdie is sulke eenvoudige maar sulke powerful advice. Number 9, do what you say. That's your reputation. Daai is powerful. En nommer 10, be useful. Useful people stay. Okay, daar het ons hele government 'n probleem. ja, hele government is 'n volgorde. Daar kak daai nou heeltemal.
Ja, en ek dink useful in die kleinste ding, jy weet, Matthys, dit maak nie saak vir my op watter vlak jy in die organisasie werk nie. As jy op die C-suite vlak werk en jy kry regtig iets amazing op 'n strategiese level reg, you're being useful. Maar as jy die nuwe ICT intern techie is, en jy kan die kleinste tegnologiese probleem in my kantoor vir my kom uitsorteer, I will remember you for that. Just be useful. Kom werk toe en kom maak 'n verskil. Kom maak 'n bydrae. Moenie net daar kom sit nie. Daar's iets wat ek ook gelees het van AI lately. Navorsing wat gedoen is, maar ek het nie alles, dis 'n reel wat ek gesien het op sosiale media, van wat hulle sê, baie mense is op die stadium so vreesbevange dat AI jou werk gaan oorneem. En ek moet vir eerlikwaar sê, ek dink dit is dalk nie 'n gak idee nie. Ja, ek dink veral in ons situasie in Suid-Afrika vertrou ek even 'n bot wat hallucinate meer as 'n persoon wat nie eens weet waarvan hulle praat nie. Maar hulle sê daar's sekere jobs wat 10 nooit 'n probleem gaan wees nie. En dit is waar daar altyd 'n human intervention nodig is. Al gaan ons roborde hê wat byvoorbeeld operasies kan uitvoer as 'n dokter. En sulke goeders gebeur alreeds, maar daar's nog steeds 'n human intervention gedeelte daarvan. So goeders is gelyk soos byvoorbeeld 'n plumber, elektriesien, want daar is spatial thinking, argitektuur, daar's mense moet dink en beplan. En wat interessant vir my was, terug nou eintlik na die ADHD stats wat jy vroeër gesê het, wat hulle sê dat mense wat byvoorbeeld 'n bietjie op die spektrum is, soos met ADHD, die kanse soos met ons, ja, is die kanse actually beter dat as gevolg van die manier hoe hulle dink, dat iets soos 'n AI nie dit noodwendig kan vervang. Want die abstrakte element van denke. Ja. En verder gaan dit nou om te sê dat skool, die instansie skool en die manier hoe skool mense laat dink of forceer om te dink of forceer om dinge te doen, is actually speel 100% in die hande in van AI. Want dit is daai prosesgedrewe goeders. Jy doen dan dit, dan moet jy dit doen, dan moet jy dit doen. So mense wat abstrakt dink, die kans is baie goed dat hulle tipe van contributions of werke nie deur AI sal kan voltooi word nie, maar mense wat meer sistematies of daai denkwyse het of daai jobs doen, is die kans baie goed dat AI hulle werke kan oorneem. Ja, en ek meen as jy dink aan iets soos plumbing, dan sê jy nou dink net daar's nou niks abstrakt daaraan nie, maar daar is, want dit kom met ervaring. So jou plumber, jy sit dalk met 'n plumbing issue wat 3 ander plumbers nie kon uitsorteer nie. En nou kry jy die 4de plumber in en hy het hierdie al gesien eers. En hy sê hierdie is 'n abstrakte probleem, maar ek weet hom op te los. En ek dink ook mense moet ophou vrees vir die AI ding, want dit is maar net 'n verandering, Matthys. Dit is soos met enige ander boom wat gebeur het in die wêreld. Of dit nou is toe karre perde vervang het, of toe die internet begin het almal ook gegaan, hierdie is the greatest evil ever. En ons gaan almal ons werke verloor en ons gaan verval. Maar ek meen as jy dink van die jobs, in een van die podcasts ook geluister het wat iemand gesê het, ek het nooit geweet daar was hierdie job nie. Het jy al gehoor van 'n knocker? Nee. So in die 18, I don't know what, was daar 'n job, 'n knocker. So dit is ouens wat jou moes kom wakker maak het op 'n sekere tyd, want daar was nie alarms, so they would come and knock on your window. Ja. Of ek meen, dan dink jy byvoorbeeld aan die ouens wat die buckets weggery het, waarin jy die vorige aand jou ding gedoen het. Jy weet, daai plumbing het dit nou weer kom revolutionize. Maar so met enige verandering create dit ook nuwe jobs. So dit is alles maar net van, kan jy jouself bietjie aanpas? Kan jy iets nuuts gaan leer wanneer iets soos AI moontlik jou job gaan vat? Want daar is werke wat definitief gaan vervang word ten volle deur AI. Maar daar's 100 of 'n legio ander werke wat weer gaan geskep word ook as gevolg van dit. So ek dink mense moet net ophou bang wees vir dit en just think of something new. Challenge yourself 'n bietjie. Ek dink ook dat die formasie van onderwys, ek meen kinders word vandag geleer op skool, op laervlakke skool, word hulle vandag geleer om goeders te doen, maar dit gaan nie noodwendig van toepassing wees in die jobs wat hulle
eendag gaan betree nie. Ek dink 'n groot gap in ons onderwysstelsel en veral in hierdie land. Daar's baie ander lande wat dit baie goed reg kry. Is die hele konsep van probleemoplossing. Dit word nie vir ons kinders geleer nie. Hulle probleme word vir hulle opgelos. Dit is ook hoekom kinders en ek sien dit veral in die jonger mense in die werkersmag, Matthys. Hulle is baie Dis nou vinnig daai wat hulle ma's en pa's na die interviews toe, ja. Daai, Sodra ietsie te moeilik raak, dan gee hulle op dit. Hulle dink hulle kan dan net sê, ek gaan nie meer na hierdie ding kyk nie, gee dit vir iemand anders te. Ek is nie meer bereid om hierdie taakie te verrig nie. Dit raak te moeilik en dan word dit weggevat, want dit is so 'n groot, ag toe maar Sham, is dit te moeilik vir jou, toe maar ons gaan net vir jou participation trophy gee en dan kan jy ietsie anders gaan doen waarvan jy hou. So ek dink daar's 'n groot leemte in die onderwys en die probleem is ons sit met 'n onderwyskorps en dis hoekom ek sê altyd daar's loopbane wat ons weer moet seksie maak. Soos onderwys moet seksie gemaak word. Sodat jy the cream of the crop daar aantrek. Want jy kan ook nie verwag dat onderwysers wat nie probleme kan oplos, nou vir kinders moet gaan leer om probleme op te los nie. Ja, en ek gaan nie eers daai sê nie, wat ek nou dink nie, want Ja, maar ek weet ook nie so die tangent aangaan nie. Ek dink almal is al bored oor my tangent oor onderwys. En moeilikheid kom. Okay, AI, wat 'n ander ding wat ek toe nou raak gesien het. Hulle praat van AI affairs en secret soulmates. So daar's 'n onlangse studie gepubliseer, Secret Soulmates, deur die Wheatley Institute, en die instituut het gekyk na 2431 Amerikaanse volwassenes, dis ouderdom van 18 en 30. En almal van hulle is in 'n committed verhouding. So tussen mense is hulle in 'n committed verhouding. En hulle het nou gaan kyk na die AI secret soulmates waar mense actually affairs het met AI agente. Ja, so AI generated people. So hulle sê die mark is omtrent 50 miljoen gebruikers ter wêreld het secret soulmates of AI soulmates. Waarvan daar 54 miljoen aktiewe gebruikers is wat elke dag met daai soulmate kommunikeer of gesels of praat mee. Dit is gewoonlik of gemiddeld die ouderdom van 28 en 29 jaar. En 28 en 29 jaar. Ja, tussen 28 en 29. Dit is waar die mense se ouderdom is wat daai secret soulmate. Dis 'n klein spectrum. So what's going on there? Ja. Wel, I mean, it's basically 'n jaar. ja. So tussen die ouderdom van 18 en 30, 18 en 30 is die gemiddelde gebruiker van hierdie secret affairs met AI's tussen 28 en 29. So dis aan die hoër spektrum van die groep, die studie wat gedoen is tussen 18 en 30. Mens moet gaan kyk wat gaan daar aan. So hoe hulle dit gebruik of wie dit gebruik, hulle sê dat meeste mense daarvan omtrent 7% is getroud met iemand. Dan 29% van die gebruikers is nie single nie, waarvan 22 in 'n verhouding is en 7% getroud is. En mans gebruik dit hoofsaaklik vir sexual roleplay. So stoute goedjies te doen. Okay. Vrouens gebruik dit hoofsaaklik vir emosionele ondersteuning en gesprek. So hierdie raak basies 'n emotional affair. En 'n addisionele ding wat jy soek in jou verhouding wat jou partner nie vir jou kan gee nie. Nou gaan soek jy dit by AI. So hulle sê die groot geheim hoe jy kan agterkom is dat meer as die helfte van hierdie gebruikers in verhoudings verberg heeltemal die feit dat hulle 'n emosionele verhouding met 'n AI agent het van 'n lewensmaat. 30% se lewensmaat dra geen kennis daarvan nie. 11% se lewensmaat is ietwat bewus daarvan en 14% is gedeeltelik bewus, maar nie volledig nie. En 69% sê dis baie belangrik dat hulle lewensmaat nooit uitvind van hierdie nie. Hoekom mense dit apparently gebruik is om hulle kwesbare en stresvolle gevoelens mee te deel. So wat ek kon verstaan is dat mense
praat byvoorbeeld met hierdie agent of hierdie AI affair gedurende werksure, want iets het nou net gebeur en dan chat ek met die persoon en die persoon sê vir my, nee, jy's okay, my liefie. Ek is nog lief vir jou. Ek is nog lief vir jou. Daai persoon weet nie wat hulle sê nie. Jy's amazing. Daai persoon is 'n asshole. Daai tipe van goed. Baie mense sê 68% sê dat dit is makliker vir hulle om met die AI oor hulle gevoelens te praat as om met hulle partner of met regte mense. En 50% sê dit verminder daaglikse eensaamheid. En as jy nou in 'n verhouding is of in 'n huwelik is en jy's eensaam, dan moet jy daar uitkom. Ja, dit is 'n groot vertrekspunt, definitief. Byvoorbeeld, jy moenie alleen wees in 'n verhouding nie. Ja, ek dink skus. Nee, verder sê hulle die impak op verhoudings is dat daar is apparently 'n afname van 46% tussen die ouderdomgroep van 18 en 30 in stabiele verhoudings. So minder mense het actually verhoudings en hulle vervang daai verhouding met 'n emosionele verhouding met 'n sexy AI. Met 'n sexy AI en dan trek hulle maar seker draad of gebruik 'n vibrator. Want jy kan nou nie seksueel met die AI wel nog nie, ons gaan maar sien waar dit ook eindig. Nog nie. Die interessante ding wat ek gesien het ook oor tekens om op te let, is die geheimsinnigheid rondom 'n foon of chats, die emosionele onttrekking van jou regte verhouding, frustrasie met normale menslike kommunikasie of emosionele kapasiteit wat jy het in 'n verhouding, en begin idealiseer die perfekte, dit is die manier hoe dit moet wees, die perfekte manier, want ek meen ons weet van AI. Dis eintlik maar 'n nuwe porn. Ja, dit is actually quite scary, want toe gaan kyk ek, toe ek verder lees, dis nou 'n paar ander links wat jy nou kan gaan kyk om te sien hoe lyk dit. En dis letterlik, jy teken aan op hierdie platform, dan kies jy, is dit 'n man of 'n vrou of 'n they, them, it, she, whatever. Hoe lyk hulle in sin van haarkleur, wat is hulle professie, hoe lyk hulle liggaamsbou, hoe lyk jy besluit letterlik hoe daai persoon lyk, as perfect as what you want them. En dan begin hulle letterlik in jou kommunikasie begin hulle 'n persoonlikheid ontwikkel. En daai persoonlikheid word letterlik ontwikkel om jou te please. Okay, so dit is 'n produk, 'n AI produk. So dis nie mense wat sê net maar 'n verhouding met hulle ChatGPT begin of 'n agenda bou in Claude. Jy kan dit ook doen. Okay. Ja. Maar nou dink ek ook nou die ander ding, kan jy imagine nou weer die paranoia, daar's nou 'n nuwe tipe paranoia dan in verhoudings. So nou waar ek my foon moes wegsteek want jy wil my WhatsApps lees. En ek wil nie jy moet sien die WhatsApps wat ek vir ander mense stuur nie. Nou gaan 'n mens in verhoudings kom waar ek vir jou gaan sê, Matthys, ek wil jou AI sien. Ek wil sien wat vra jy vir ChatGPT. Oh my god, nee, hier is plus te veel stres. En die ander ding wat ek aan gedink het, 'n paar jaar terug was 'n vibrator vir die man een van die mees intimiderende dinge wat hy kon kry in 'n vrou se laai. Ja, nou weet jy nie wat is op haar foon. Ja, nou moet jy kyk na of ChatGPT history. I mean, what is happening? As ons gaan begin verhoudings hê met AI's. Ja, Matthys, verhoudings het so moeilik geraak en ergens met die pendulum weer swing. Ek meen as mens kyk na ander aspekte wat ook kommerwekkend maak, is die geboortesyfer wat totaal en al absoluut afneem. Jong mense het nie committed relationships nie. Hulle het ook geen begeerte om kinders te baar of ma's of pa's te wees. Hulle het ook oor die algemeen minder seks. Ja, nee, hulle dan sien dit minder seks. Ja, ek bring dit maar net weer neer op drankverbruik. Hulle moet net bietjie meer begin drink. Dan gaan al hierdie goeters, ek meen, dit is die lubricant of relationships. True that. En slegte keuses. Ja, ek is diep bekommerd oor die jeug. Maar ek dink dan op daai bekommerde punt moet ons dan maar eerder halt roep. Jy dan. Ja, al wat ek nog het is baie bad nuus oor krag. So. En kragpryse. Ja, okay, dan miskien net 'n vinnige update. 1 Julie 2026, julle. 2026 gaan ons kragpryse weer op. En ons 4 groot metropole hier in Suid-Afrika.
I mean, hulle sê dis grootliks in lyn met Eskom se 9.01%. Maar kom ek gee vir julle opsomming afhangende van waar jy bly, as jy in eThekwini is, dis nou Durban. Hulle het die eenvoudigste struktuur. Hulle het geen vaste heffing nie, soos Pretoria ook, en Ekurhuleni het ook nie 'n vaste heffing op krag nie. Okay. So betaal net vir dit wat jy gebruik, maar daai styg van R3.77, kan ek dit dalk net sê soos Afrikaanse persoon, R3.77, nee, na R4.77 per kilowatt, so dis 'n 10.5% verhoging as jy in eThekwini bly. Tshwane, Matthys, baie goeie, baie lekker nuus vir julle. So julle het nou wel nie 'n vaste residensiële heffing nie. Maar julle gaan binnekort van die hoogste rates vir kilowatt-eenhede betaal. So dit sal van julle betaal tans apparently R4.70 per eenheid, gaan op na R5.12 per kilowatt toe. En dit julle sal dan die eerste metropool wees wat vir die residensiële gebruikers meer as R5 per kilowatt vra. Ek dink ek betaal meer as dit. Johannesburg en Kaapstad en kort, julle ook bad news. Julle is die twee metropole wat dan ook 'n vaste heffing betaal. Johannesburg se vaste heffing gaan van R230 na R241.50 toe. En Kaapstad, dis 'n 9% styging. Kaapstad se heffing gaan van, dis die hoogste verhoging hier van omtrent 40%. Julle betaal tans R303.04 en julle gaan nou begin R424.30 betaal. Per kilowatt, gaan dit afhangende van waar jy in Kaapstad is, kan dit opgaan tot en met R4.56 per kilowatt. En dan het Kaapstad doen ons altyd ietsie kreatief en hulle probeer probleme oplos. Hulle begin dan ook bekendstel hierdie wat hulle noem opsionele tyd van gebruik tarief, sodat jy in verskillende tye, byvoorbeeld waar winterspitskrag is, betaal jy meer. So, want winterspitskrag, byvoorbeeld gaan ek imagine, is tussen 7 en 8 byvoorbeeld, of 7 en 10 in die aand, wanneer die koudste is, en in die oggende, gaan jy tot en met amper R9 per kilowatt betaal. Terwyl dit buite spitstyd gaan jy so laag as net R3 per kilowatt betaal. Maar ek wonder, hoe gaan hierdie prepaid beïnvloed? Want ek meen, as ek prepaid koop, hoe gaan hulle dan kan weet, gebruik ek dit in spitstyd of nie spitstyd nie? Ja, so ek probeer daai nog uitfigure van hoeveel, want onthou jy kry eenhede, en eenhede kan adapt word per wat die kilowatt is. So ek sien byvoorbeeld op my prepaid, ek koop byvoorbeeld 100 eenhede teen soveel rand, maar partymal doen ek presies dieselfde ding, soos ek sal my geyser vir dieselfde tyd aan hê. Ja. Maar sekere tye, en hy presies daai uur wat die geyser aan het, vat hy 10 eenhede, en ander tye vat hy net 5 eenhede. Nou ek besef daar's ander goed wat bly, hoe warm was die geyser toe kom aangesit het. Of ander goed is wat ook anders. Ja. So ek dink daar kom die speling in. So jy betaal dalk, maar daai eenhede kan vinniger, daai ene kan vinniger deplete. So ja. Focus. Hulle vind altyd 'n manier om ons te nou. So ek dink dit is nou dit. Klets van die 27ste Mei. Dankie dat jy geluister het. 26ste of 27ste, waar is ons? 27ste Mei. Ja. Dankie dat jy geluister het. Onthou om te like, share, te deel en stuur vir ons 'n e-mail by klets@afrikaans.radio. Cheers. Bye. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my 4 jaar lang te hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net, almal net